Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ja, ons is besig in hoofstuk 12 van Johannes en ons is nou by vers 22. Onthou nou, gister het die hele ding van die Grieke wat na Filippus toe gekom het, wat gesê het ons wil Jesus sien. Filippus het dit toe vir Andreas gaan vertel en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. So, hy gaan sê vir Andreas en hulle twee loop en hulle gaan sê dit vir Jesus. En nou staan hier 'n groot ding maar. In die Bybel het ek al baie vir julle gesê, daai woord moet jy op aandag laat staan. Iets gebeur nou. Jesus verander die hele narratief. So wanneer ons aan maar, Jesus antwoord hulle. Die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Jesus sê vir hulle die tyd het aangebreek. Daar's nou nie meer tyd vir ander goed nie. Die hele term van die Seun van die mens wat verheerlik moet word, dit verwys in Johannes se evangelie na die kruisiging. Onthou die kruisiging wat vir ons in ons denke hierdie simbool van verwerping, van vervloeking, die bose wat gewen het. Johannes sê nee. Dis die moment van Jesus se verheerliking. Die grootste moment van sy verheerliking. Die grootste plan van God om die mense te verlos. En wanneer Jesus sê die uur het gekom, dan beteken dit God is ten volle in beheer hiervan. Dis nie die Romeine wat hom gevang het en uitgelewer het nie. Dis nie die priesterhoofde en die Fariseërs wat uiteindelik oorwin het nie. Dis nie die Satan wat sy plan laat slaag het nie. Dis God. Hierdie was al die tyd God se plan. God wat sê, dis hoe ek kies om die wêreld te verlos. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het, vir hierdie uur, vir hierdie oomblik. So sleg as wat dit is, maar dit is hoekom ek gekom het. Niks het hom ontkant gevang nie. Hy's nie 'n slagoffer van omstandighede. Nee, Jesus was in beheer. Die uur het gekom en dis nou tyd. Amen. Here almagtige God, ja, dankie dat ons ook spesiaal op hierdie Woensdag, wat as Woensdag is, wat die begin van die lydenstyd is, hierdie teks mag lees. En ja, Here, ons bid en ons vra dat hierdie kosbare tyd vir ons sal wees, tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, ja, dit is die begin van ons lydenstyd. In die kerk is hierdie altyd 'n tyd van nuwe toewyding, nuwe verbintenis aan God, in 'n tyd waarin ons let op ons verhouding met die Here. Mag dit ook vir jou 'n kosbare tyd wees. Totsiens.